Ons doen vandag hoofstuk 16 van die goeie boek, en het gaan oor die ware gesig van Jesus. Nou ek onthou, ek het op 'n stadium gelees, dat toe Leonardo da Vinci, toe hy die laaste avondmaal geskilder het, het hy 'n perfekte gesig van Jesus probeer skilder. Jy weet, 'n sterk westerse man met langerige hare, met 'n sterk kakebeen en wenkbroue. Hy wou die spesiale beeld van Jesus uitbeeld. Ek is nie so seker of hy by die gesig uitgekom het nie. Want die Bybel gee nie vir ons regtig 'n prentjie van hoe Jesus gelyk het nie. Daar was 'n antropoloog wat ook op 'n stadium 'n voorblad storie wou geskryf het oor die ware gesig van Jesus. En wat hy toe gedoen het, hy het toe 'n normale man gevat, Europese man van 1,55 meter, van 50 tot 70 kilogram, iemand met 'n bietjie langer hare en met 'n sekere gelaat, 'n sekere oogkleur. Selfs hy kon nie die ware gesig van Jesus daarstel nie. Jy sien, Jesus lyk nie soos wat ons verwag hy moet lyk nie. Jesaja 53 skets amper die mooiste, die beste prentjie van hoe Jesus gelyk het. En dis definitief nie 'n prentjie waar ons sy haarkleur kan agterkom of sy oogkleur of hoe fris gebou hy was nie. Dit was 'n prentjie van hy is verag. Hy's verwerp. Mense het verby hom gekyk. So dit sê vir ons dat Jesus was eintlik 'n gewone man wat gelyk het soos ons vandag. Die Bybel sê immers, ek en jy is na sy beeld geskape. En Jesaja 53 praat nie noodwendig van 'n baie mooi voorkoms hoe Jesus gelyk het nie. Inteendeel, hierdie voorkoms sê hy was geslaan. Kyk bietjie na sy uitdrukking in sy oë. Hy was geslaan. Hy's gemartel. Hy het merke op sy lyf gehad vir ons. Daar's op hom gespoeg. Hy's verneder. Die Bybel sê, hy is verneder tot in die dood, ja, die dood van die kruis, en daarna het God hom weer verhoog. Kom ons kyk bietjie wie's hierdie Jesaja wat Jesaja 53 geskryf het. Jesaja is een van 16 profete. En profete word verdeel in 4 groot profete. Dis die einste Jesaja, en dan Jeremia, Esegiel en Daniël. Hulle is die 4 groot profete. Hoekom word hulle groot profete genoem? Is maar net oor die lengte van hulle boeke. Daar was nie regtig 'n onderskeid in groot profete en in klein profete nie. En dan is daar 12 ander klein profete. Obadja en Sefanja en Habakuk. Van daai, hulle was almal die klein profete waarvan die Bybel praat. En dit is baie, baie interessant dat 'n profeet het 'n ding gesê soos wat hy is. En in daardie tyd, natuurlik, was dit 700 jaar voor Jesus se geboorte, het Jesaja hierdie geskryf. So Jesaja kon 'n bietjie voorspel. Vandag natuurlik, as jy die gawe van profesie het, is jy nie een of ander waarsêer wat iets voorspel nie. Nee, 'n profeet vandag sê soos wat dit is op grond van God se woord. 'n Profeet spreek die woord. 'n Profeet sê vir die volk waarna toe en wat nie en wat moet gedoen word. Jesaja 53 praat van 3 dinge van, kom ons sê nou maar, die gesig, die ware gesig van Jesus. Hoe hy was en wat hy gedoen het. Jesaja 53 praat van 'n kruis. Nou jy sien, aan die kruis is hy geslaan, aan die kruis is hy vasgespyker, aan die kruis is daar letsels op hom gelaat. En jy weet, aan die kruis is jou naam op Jesus se lyf uitgegraveer. Dis die liefde wat hy vir jou gehad het. Dis die ware gesig van Jesus. Maar Jesaja hou nie op by die kruis nie. Jesaja praat ook van 'n begrafnis. Hy sê dat Jesus begrawe is. En vandag
kry ons almal ons eie grafte. Ek hoor nou die dag van iemand wat haar graf so lank gekoop het, en dit word in bewaring gehou vir haar, sodat dit eendag haar graf is. Die Bybel sê, toe Jesus begrawe moes word, was daar nie 'n graf nie. Gelukkig was daar 'n ryk jong man, wat 'n leeg graf gehad het. Die graf was nog nooit gebruik nie, en dis beskikbaar gestel vir Jesus. Maar dis iets van die ware Jesus. Hy's begrawe. Maar Jesaja praat van nog 'n ding, en ek is so bly, hy het nie aan die kruis gehang nie. Bly hang nie. Ek is so bly, hy het nie in die graf gebly nie. Ek is so bly dat Jesaja 53, 700 jaar voor Jesus se geboorte, skryf Jesaja 53 van Jesus se opstanding. Dis wie die ware Jesus is. En die feit dat hy opgestaan het, sê dat hy lewe, dit sê dat hy die dood oorwin het, en dit sê dat jy en ek ook die dood kan oorwin. Want Jesus het opgestaan. En hy's nooit weer dieselfde nie. Wil jy nie verby Jesus se gelaat kyk nie, waarvan die Bybel nie baie praat nie. Ons vandag is behep met ons voorkoms. Die meeste mense doen alles in hulle vermoë, sodat hulle net beter sal lyk. Jesus is soos 'n gewone mens gelyk, maar Jesus se dade het gespreek van wie hy is. Jesus se hart het gespreek van wie hy is. Jesus se dade was anders as sy voorkoms, want hy's nie 'n mens nie, hy is God. En dan kom sluit Jesaja af, as hy praat van, ek en jy moet, wanneer ons die ware Jesus ontdek, wanneer ons die ware Jesus ontmoet, is die eerste ding wat ons doen, is om te sê, Here, ons bring ons lewe na U toe, ons bely ons swakheid voor U, en ons dankie vir die kruis, ons dankie vir die graf, en ons dankie vir die opstanding, dat ons nuwe lewe kan hê. Ek glo, ek hoop van harte, dat jy die ware gesig, hart van Jesus in jou lewe al ontdek het. Groetnis, tot 'n volgende keer.